Here, U is die almagtige God, skepper van hemel en aarde. U is die God wat alles in stand hou. En alles geskied deur U magswoord. Dankie dat U 'n almagtige God is. Here, dankie dat ons vanoggend ook hier kan wees, na U woord kan luister en dat U ook praat. Heilige Gees, dankie dat U in ons woon, dat U die woord vir ons oopbreek, verstaanbaar maak. En vanoggend kom vra ons dat U dit spesifiek sal doen. U ken elkeen wat hier is in hierdie kerkgebou, U ken elkeen wat luister na hierdie boodskap. Vader, dat U hulle harte sal aanraak. Heilige Gees, dat U sal oopbreek, dat U sal help dat ons sal vrykom van dit wat ons hinder, want U is die magtige God. Dat ons nie net die kind sal raak sien nie, maar die magtige God sal raak sien. Maar nie net sal raak sien nie, maar ook sal ervaar. En ons kom vra dat U vanoggend kom en ons aanraak en dat U ons vanoggend sal seën ook met U teenwoordigheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek lees vir ons vanoggend saam van 8 vers 23 af. Julle ken seker nou al teen hierdie tyd die konteks, maar as jy dalk nou nie hier was nie, onthou die volk is eintlik in duisternis. Dit gaan moeilik in hulle omstandighede. En dan is daar in die hele boek Jesaja is daar sulke gedeeltetjies, so bietjie pitkos wat hy hoop gee vir hulle. En dan daar van Jesaja 40 af is daar baie hoop. Maar in die eerste gedeelte van Jesaja is daar net sulke enkele momente van hoop wat hy vir hulle sê daar's lig in die tonnel. Nou kom ons lees saam vers 23. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Zebulon en Naftali verneder. Maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in duisternis geleef het 'n groot lig gesien, en die wat in die donker land was, het 'n lig gesien. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daardeur sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Ons lees tot sover. Nou ons het vir mekaar gesê dat die volk is in duister. Nou ek het verlede keer vir jou voorverlede week het ek so 'n kaart opgehad en ek het hom weer hier. En jy sal onthou daai twee boonste gedeeltes is eintlik Zebulon, die een net onder Naftali, Zebulon en Naftali, maar eintlik hierdie hele streek was in duisternis gehul. En wat hy sê is, julle omstandighede is baie moeilik. Vanweë verskeie redes, vanweë die wêreldryk, die Assiriërs wat hulle wil aanval en wat die lewe vir hulle ongelooflik moeilik maak. En dan ook geestelik was hulle arm gewees. Want hulle het nie meer God nommer 1 in hulle lewe gemaak nie. Afgode was vir hulle baie belangriker, die afgode van al die ander nasies, die Baal godsdienste ensovoorts. So dit het swaar gegaan met hulle, maar ook hulle eie skuld dat dit swaar gegaan het.
Ons kon agterkom dat daar 'n verbrokkeling van die samelewing was. Maar dit gebeur tot op 'n punt. En as jy op daai punt kom wat jy hier aan die onderkant van jou lewe is, wanneer alles verkeerd gaan, dan sê jy, daar moet uitkoms kom. Dinge kan nie aanhou soos wat dit aangaan nie. So die volk het 'n behoefte aan 'n uitkoms gehad. Die Here moet nou kom red. En hulle het gedink, hoe moet die Here ons red? Hulle het dit in gedagte gehad, dat die Here iemand dalk moet stuur. Onthou julle in die boek Rigters, dan stuur die Here elke keer iemand, 'n rigter, wat die volk kom verlos, hierdie krygsman, hierdie sterk ene, dan moet hy die volk kom haal uit die moeilikheid uit. Hy moet die vyand oorwin, hy moet die Assiriërs dan oorwin. So die Here moet so of iemand so stuur, of hy moet, ons soek eintlik iemand soos koning Dawid was. 'n fenominale koning, wat die volk bymekaar gebring het, was in 'n goeie tyd gewees. Dis wat die volk 'n behoefte aan gehad het, ten spyte van hierdie omstandighede wat sleg is. En dan kom Jesaja, en Jesaja kom gee hierdie gedeelte, paar verse, wat hy uitkoms kom gee, wat hy sê, weet jy wat, want wat gebeur as ek en jy swaar kry? Het al agtergekom. As jy swaar kry, dan kyk jy net onder toe. Jy loop eintlik so kop onderste bo. Die lewe druk jou. Jy kan nie meer in die verte in kyk nie. En Jesaja sê, nee, lig julle koppe op. Moenie meer kop onderste bo loop nie. Lig julle koppe op, want daar gaan uitkoms kom. En dit is wat hy sê in hierdie gedeelte. Hy sê, ek wil hê julle moet weer in die verte kan kyk. Ek wil hê julle moet weer verby julle huidige omstandighede kan kyk. Ek wil hê julle moet sien daar's lig aan die einde van die tonnel. Dit is wat Jesaja in hierdie gedeelte sê. Hy sê, laat julle weer opkyk. Kom ons sien weer vir God raak. Want God is die ene wat uitkoms gaan gee. Die uitkoms gaan verseker nie kom van hierdie afgode wat julle aanbid nie. Die uitkoms gaan nie kom van die Assiriërs wat julle gaan aanval nie. Dis net moeilikheid. En die afgode het julle in die moeilikheid gebring. Die uitkoms is weer by God. By niemand anderste nie. En dit is wat hy vir hulle sê. Hy sê, in hierdie gedeelte sê hy vir hulle, God is die ene wat lig gaan bring. God is die ene wat die verskil gaan maak. Maar die volk verstaan dit nie. Vir een of ander rede verstaan hulle dit nie. Ek en jy dan nou vandag die voorreg, want ons het 'n teksgedeelte soos Johannes 1 en ons het die hele Nuwe Testament. Om te kan sien dat Jesus die ware lig is wat gekom het na hierdie wêreld toe, wat kom lewe gee het. Nou alhoewel Jesaja al hierdie goed profeteer, sit die volk daar met 'n ander idee en 'n ander gedagte. Want weet jy, Jesaja sê, die volk hoor wat hulle sê, en dan sê hy, weet jy wat, daar gaan iemand gebore word. Ja, iemand wat ons kom red uit ons omstandighede, en dan sê hy, nee, maar hierdie persoon sal heers. En dan sê die volk, ons hou daarvan, hy moet 'n heerser wees, want hy moet ons kom lei uit hierdie omstandighede. Dan sê hy gaan 'n wonderbare raadsman wees, hierdie persoon. Ja, ons soek 'n wyse man wat ons kom lei, nie sommer net enige iemand nie. En dan is dit asof die lig aangaan, want hy sê vir hulle, hy sal 'n magtige God wees. Nou as jy gaan kyk na die vertaling daarvan, dan sê hy, die Hebreëus sê El Gibor. Hy sê, Jesaja sê vir hulle, die ene wat die Here gaan stuur, gaan El Gibor wees. Nou El Gibor, laat enige Israeliet se hart sommer net vinniger klop. Dit gee vir hulle sommer net dadelik hoop. Wow, hierdie ene wat gaan kom, gaan El Gibor wees. En wat beteken dit? El Gibor vir die Israeliet beteken eintlik dat dit 'n groot vegter is. 'n held, 'n verlosser, 'n kryger. 'n man om na op te kyk, 'n generaal, 'n aanvoerder. Iets soos 'n gladiator. Iemand wat kom met 'n swaard, met mag en met leierskap. Vir die Filistyne, as jy vir die Filistyne gevra het, wie's El Gibor? Dan sal ek vir jou sê Goliat. Goliat is El Gibor. Dis hoe hulle hom gesien het. Hierdie groot, magtige man wat ons moet kom verlos. So toe Jesaja sê El Gibor, hy gaan ook El Gibor wees.
toe sê hulle, wow, nee, dis wat ons wil hê. Maar weet jy wat die interessante van hierdie hele verhaal eintlik, is dat dit wat die volk nou verwag, hulle verwag El Gibor, hierdie generaal, hierdie magtige man, en dan het ons hier aan die ander kant God se idee. En die God se idee is eintlik heeltemal anders as wat die volk in gedagte gehad het. En dis die paradoks van Kersfees, julle. Dis dat God se wiskunde van ons menslike wiskunde wat sê 1 + 1 is 2, vir God werk 1 + 1 is nie 2 nie. God werk heeltemal op 'n ander manier. En dit is wat ons moet raak sien, dat God die onmoontlike kan doen. Dat hy op 'n gans ander manier in jou lewe kan werk. En dis wat ons nie altyd verstaan nie. En dis wat Kersfees vir ons kom sê. Die Jode van daai tyd, die Israeliete sê, wow, hy gaan El Gibor wees, hy gaan hierdie mag, hy gaan soos 'n magtige God wees. Hy gaan die verskil kom maak. En dan sê Jesus, dan sê God, ek gaan myself stuur, ek gaan my eie seun stuur as mens. Maar hoe kom hy? Hoe kom hy na hierdie wêreld toe? Hierdie El Gibor word toegedraai in doeke. Hierdie El Gibor is afhanklik van Josef en Maria. Paulus kom skryf daaroor in Filippense 2 vers 6 tot 11, wanneer hy sê, hoe lyk hierdie El Gibor? Hoe lyk hierdie magtige God met die naam Jesus? Hy sê, hy kom uit die hemel uit, maar hy kom word mens, hy word gelyk aan mens, slaaf, diensbaar. Het lyk nie soos El Gibor nie, het lyk nie soos 'n magtige God nie, maar hy is dit. Die mense van daai tyd, toe Jesus, of later in die Nuwe Testament, toe Jesus eventueel gebore is, het ons mekaar gesê, dat hulle gesê het, Jesus wat in Nasaret gebore is, daar kan niks goed uit Nasaret uitkom nie. Ons soek El Gibor. El Gibor moet in Jerusalem gebore wees. Die paradoks van alles. Jesus was maar net 'n gewone man gewees. Hy het soos 'n gewone man op straat gelyk. Jesus was geen politieke leier gewees nie. Hy was geen opsweeper, hy het geen charisma gehad nie. Jesus was geen revolusionêr gewees nie. Eintlik, met alle respek gesê, Jan Alleman. As jy verby hom beweeg het, sou jy waarskynlik nie 2 keer na hom gekyk het nie. God wat op 'n gans ander manier kom werk. Maar nou sê ek vir jou, in terme van Kersfees, moet ek en jy nie onsself mislei nie, want die krib het die kryger gedra. In die krib was die kryger reeds gewees. Daardie baba was El Gibor. Aan die einde van die dag het Jesus se krag nie gelê in sy hardheid nie. Nie gelê in die wyse waarop hy 'n swaard kon hanteer nie. Hoe gewelddadig hy was nie. Nie sy politieke mag nie. Maar sy krag, sy heerskappy en sy almag was gesetel in sy roeping wat hy gehad het. Sy roeping en sy verbondenheid aan God. 2 baie belangrike goed. Die roeping het hy daar in die hemel gekry om mens te kom word, om sekere goed, en ek gaan nou dit vir jou wys. Maar sy krag, sy heerskappy en al sy mag was gesetel in sy roeping wat God vir hom gehad het en sy verbondenheid aan God, sy gehoorsaamheid aan God. Soos wat hy hierdie opdrag ontvang het, het hy dit uitgevoer. Dis hoekom hy in 'n boek soos Johannes dit vir ons so mooi opgeteken het, wanneer hy sê, ek doen niks wat die Vader nie vir my sê ek moet doen nie. En dan sê hy vir die mense op 'n ander keer, sê hy vir hulle, ek en die Vader is een. Wie my sien, sien die Vader. En dit is waar Jesus se mag en autoriteit gelê het. So wanneer Jesaja sê, hy is die ene wat die lig bring, dan is dit nie 'n mens wat fisiese lig bring nie.
Hy as mens is die lig. Hy as mens met sy teenwoordigheid en afhanklikheid van God kom maak die verskil in mense se lewens. Hy bring die redding. Want wat het die volk nodig gehad? Hulle het 'n El Gibor nodig gehad wat hulle kom red van die Assiriërs. Wat weer vir hulle rigting kom gee. Wat vir hulle sê, ons is 'n volk en ons moet so optree, dit en dat doen. God se plan is heeltemal anders. God sê, dis wat julle dink julle nodig het, maar dit gaan nie die donker binne in jou uitsorteer nie. Ek wil vir jou iemand bring wat die donker binne in jou kan uitsorteer, dat die verandering, Louis het verlede week gepraat oor die verandering wat van binnekant af moet kom. En dit is wat God wil doen. Hy wil die verandering van binnekant af laat doen. Dis hoekom hy sê, hy bring lewe. Johannes 1 sê, hy is die ene wat die lig is, en daardie lig is lewe. Nuwe lewe. Kom ons vat 'n voorbeeld. As jy in jouself as persoon, as mens, ongelukkig is, jy bly in Nelspruit. En ek sê vir jou, kom ons stuur jou Kaapstad toe. En jy gaan bly daar in Kaapstad. As jy hier in jou persoon as mens ongelukkig was, gaan die feit dat jy in Kaapstad bly, jou nie as mens in jou mens wees, ewe skielik gelukkig gaan maak nie. Want daar's iets binnekant wat nie reg is nie. Dit moet uitgesorteer word. En dis wat die volk nie verstaan het nie. En dis wat, wanneer Jesus sê, ek kom as die lig, so om die donker binne in jou, dit waarmee jy worstel, om dit te kom uithaal, en dit te hanteer. Nou, ek het so 'n fotootjie vir jou hier op, van daai 4 verskillende goed. Daar het jy 'n baba, daar het jy 'n sterk man, daar het jy een of ander afgod, daar's 'n man wat aan 'n kruis hang. As ek sommer net doodgewoon as jy eintlik in die Israeliete se skoene sou plaas, na wie toe sou hulle gaan? Wie sou hulle kies om hulle te help? Waarskynlik daai sterk man. Hy kan 'n paar dinge doen, hy kan 'n paar mense uitsorteer. Die man aan die kruis lyk of hy al reeds verloor het, né? Wat gaan die pap baba doen? Daai is 'n standbeeld. So ons gaan vir die sterk man, ons soek El Gibor. Here, ons soek iemand wat ons kan, wat goed kan uitsorteer vir ons, wat vir ons rigting kan gee. Maar Jesus, wanneer hy gehoorsaam is aan God, dan kom sê God, maar ek werk op 'n gans ander manier. En dit is wat mense selfs vandag nog nie hoor nie. Want as hy daai tyd so gewerk het, dan hy het nie verander nie, dan werk hy vandag nog steeds so. Want hy sê vandag vir my en jou, ek wil die lig wees in jou lewe. Ek wil vir jou nuwe lewe bring. Ek wil vir jou verandering bring. En dis die paradoks van die Kersfees, is dat alreeds in daardie kind, die baba, is daar 'n kryger, is daar die ene wat vir jou kom veg. Want sy roeping, sê Matteus 1 vers 21 vir ons, hoor wat is sy roeping? Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit is sy roeping. Dis hoekom hy na hierdie wêreld toe gekom het. Wat maak ons met Kersfees? Of wat maak die wêreld met Kersfees? Dis mooi liggies, dis vredesliedere, dis sagte musiek. Maar Kersfees moet vir ons iets anders te kom vertel.
Hoor my mooi. Ek sê nie jy moenie die liggies hê en al daardie goed nie. As jy daar in ons huis instap, is dit daarso. Maar jy moet die waarheid van Kersfees besef. Jy moet besef dat dit is God se oorlogsverklaring. Toe hy Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het om as kind gebore te word, het hy oorlog verklaar. Hy het oorlog verklaar teen die duisternis. En dit is wat gebeur het. Dis 'n oorlogsverklaring. Dis nie mooi sagte musiek nie. En daardie oorlogsverklaring, ek en jy pluk eintlik die vrugte van daardie oorlogsverklaring wat daardie dag begin het. Die oorlogsverklaring is teen die sonde en dit wat jou vashou het in jou lewe, dis wat kom gebeur het. In Jesus se mens word. Sy feit dat hy El Gibor is, magtige God. Kom bied hy vir my en jou wat ek en jy waarlik nodig het. Hy kom sê vandag vir jou, ek kan vir jou genesing gee. Omdat ek El Gibor is, kan ek vir jou vryspraak gee. Ek kan vir jou verlossing gee. Ek kan jou lewe verander. Ten einde dit te kan bereik, moes hy El Gibor gewees het. Moes hy die geveg kom stry het. Want onthou, Jesus kom na hierdie wêreld toe, nie net om die mensdom, my en jou beter te laat voel nie. Hy kom om die duisternis te kom breek. Is nie 'n goed voel omstandighede nie. Dis 'n oorlog. El Gibor, die magtige God, veg nie teen mense nie. Hy het 'n ander stryd gehad. En dis die stryd wat ek en jy het. En 'n boek soos Efesiërs sê dit eintlik vir ons baie mooi. Efesiërs 6 sê vir ons, Efesiërs 6 vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Dis ons stryd. En dis waarmee El Gibor, die magtige God, Jesus wat mens kom word het, vir my en jou wil kom help. Want sien, ek is in hierdie stryd gewikkel, ek leef in hierdie lewe, daar's goed wat na my kant toe kom, daar's versoekinge wat na my kant toe kom, ek doen verkeerde goed, dan voel ek hoe die duister daar is. Maar hy sê, ek kom om daardie duister weg te vat, nie jou beter te laat voel nie, maar om dit te verwyder uit jou lewe uit. As jy 'n teks soos Kolossense 1 vers 15 tot 17 lees, dan kom sê Paulus vir ons, wie is Jesus? Hy praat daar oor die voorrang van die Seun. En hy sê, alles is deur hom en vir hom geskep. Hy was eerste daar, hy's verhewe bo die hele skepping. Hy is die magtige God. En hy kom word mens vir jou. Kan ek vir jou 'n gedeelte lees, Openbaring 1, hoor net gou, Openbaring 1, vers 17 en 18. Dis wanneer Johannes hierdie openbaring kry, en wanneer hy eintlik so kykie in die hemel inkry. Toe ek hom sien, toe hy nou vir Jesus sien, wat daar in die hemel is, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ek kry eintlik hoendervleis as ek dit lees, want Jesus sê hier vir Johannes, as ons terugkyk oor die hele spektrum, dan sê ons, God het op 'n ander manier kom werk. Die paradoks was, dat 'n baba gebore is, wat eintlik die magtige God is. Dat hy die lig kom word het in die mense se lewens, dat hy die duisternis kom uitvat het uit hulle. En nou sê Jesus hier vir Johannes, ek leef,
Ek het die duisternis oorwin. Maar hoor weer wat sê in vers 18, die einde van vers 18. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Die magtige God, El Gibor, lewe. Hy lewe tot vandag toe nog. Hy's in die hemel. En dan sê hy, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ek het die sleutels. Ek kan die verskil maak in jou lewe. Die dood, ek het die sleutels van die dood. Wat veroorsaak die dood in ons? Dis die sonde. Dis dit wat jou gaan weerhou van 'n verhouding met God, 'n lewende verhouding met God. En hy sê, ek het die sleutels daarvan. Menende, ek kan jou help om dit te oorwin. Maar aan die ander kant sê hy ook, ek het die sleutels van die doderyk. Dat jy kan oorgaan van die een lewe na die ander lewe. Dat jy nie die ewige dood hoef in te gaan nie. Ek het die sleutels daarvoor. Ek kan jou help daarmee. En dis wie El Gibor is, nie sommer net enige iemand nie. Dis wie hy vir jou wil wees. Hy wil veel meer wees as net 'n baba. Die baba was net die oorlogsverklaring gewees in hierdie stryd. En wanneer hy mens kom word, dan sien ons in 'n gedeelte soos Jesaja 61, dan kom sê hy vir ons, onthou nou, ek het gekom vir julle. As jy swaar kry, ek het gekom daarvoor. Ek het gekom om bevryding te bring. Dis hoekom ek gekom het na hierdie wêreld toe. En eintlik wat 'n mens kan sê, daai Engelse lied sê dit so mooi, what a mighty God we serve. Want dis wie ons aanbid. 'n Sterk kryger, 'n almagtige God. En die wonder is, hy het gekies om naby jou te wees. Kersfees wil ons eintlik vir mekaar sê, God verstaan jou. Hoor dit vandag. God verstaan jou. Hy ken jou gevegte wat jy het met vrees in jou lewe. Hy ken jou gevegte wat jy het met versoekinge wat in jou kant toe kom. Hy ken jou angs wat jy het. Hy ken jou twyfel wat jy het. Hy ken jou gevegte in verhoudings waarmee jy sukkel. En wanneer jy moeg en oorlaai voel, wanneer jy magteloos voel, en ons kom baie keer by sulke punte uit, dan sê vir jou, dis nie wie ek is nie. Want ek is El Gibor, ek is die magtige God. Maar my genade is vir jou genoeg, my krag kom tot volle werking wanneer jy daaronder is. Wanneer jy sê, Here, ek kan nie meer aangaan nie. Ek het genoeg gehad, ek het aan die einde gekom van my kragte. So wanneer jy moed wil opgee, dan kom gee hy vir jou volharding. Wanneer jy bang is, dan kom gee hy vir jou moed. Wanneer jy oorweldig voel deur die lewe, dan is hy die ene wat vir jou oorwinning kom gee. Dis wie hy is. Dis hoekom hy El Gibor is. En wanneer hy jou help, wanneer jy daaronder is, wanneer hy jou help, dan sê hy nie vir jou, jy's 'n swakkeling, ek help jou nie. Nee. Hy veroordeel nooit ons swakheid nie, maar hy verander dit. En nou wil ek vandag vir jou sê, hierdie magtige God, hy's ook Immanuel. Hy's ook die God by jou. Maar hy's nie net by jou, naby jou nie, hy's ook in jou. Wat doen 'n kind as 'n kind saam met sy pa gaan stap en 'n kind word moeg? Dan gaan hy nie net staan en sê, pa, gee my 'n bietjie raad hoe om sterker te word om langer te stap nie. Nee, hy lig sy arms en sê, tel my op. Pa moet hom optel. Ons krag lê nie in onsself nie, maar in die ene wat ons dra. Het Jesus se krag ooit in homself gelê? Sy krag het gelê in God, in sy verhouding met God, sy afhanklikheid met God, die tyd wat hy met die Vader spandeer het, en nou sê hy, ek en jy moet dieselfde doen.
Daar kom oomblikke in ons lewe wanneer ons sê ek kan nie meer nie. En dis die oomblikke wat hy sê, nou kan ek, want ek is El Gibor. Ek is die ene wat oorwin het. Onthou net, wil jou weer daaraan herinner, my en jou grootste vyand is nie een of ander politieke party wat die land in die grond in bestuur nie. Is nie mense nie, is nie omstandighede nie. Dis die sonde en die dood. Dis die magte wat ons nie kan sien nie, wat 'n invloed het op ons. En ons moet dit in gedagte hou. Maar dan moet jy nooit uit buite rekening laat dat hy vir jou sê dat saam met jou, ek sal saam met jou wees, want ek het reeds daardie magte oorwin. Want ek is El Gibor. Ek is die magtige God. Deur sy bediening, daar's 'n baie interessante gedeelte. Ek wil nou nie vanoggend te veel daarby stil staan nie. 'n Baie interessante gedeelte. Gaan lees dit gerus self. Gaan lees Markus 4, gaan lees Markus 5. Interessant. Markus 4 praat oor die disippels wat daar op die see is. En dan is dit die storm op die see. En hoe Jesus dan hulle red uit die omstandighede uit. Hoe hy die wind aanspreek en toe hy die wind aanspreek, hoe die golwe net ewe skielik bedaar. So binne daai omstandighede van see was hy in beheer gewees. En red hy sy disippels uit daai omstandighede. Net die volgende vers. Die volgende hoofstuk, hoofstuk 5. Wanneer hulle aan land kom, dan kom hulle met, as hulle so aankom, dan is dit hierdie ou wat alles verloor het. 'n Besetene. En hy het daar tussen die grafte gebly, en hulle kon hom nie beheer nie. En dan spreek die demone praat deur hierdie man, en sê vir Jesus, wat het jy met ons te doen, los ons net uit. En dan kan ons sien, as jy in Markus 5 gaan lees, dan kan jy oorlogsterminologie in die oorspronklike sien. Daar's oorlogsterminologie daarin. God wat kom oorlog maak. Jesus as die El Gibor wat kom oorlog maak. En wat doen hy? Hy dryf hulle uit. Hoeveel is hulle? Oorlogsterminologie? Hulle is 'n legioen. Daai demone is baie. Dryf hulle in die varke in. Maar waarheen gaan die varke? In die see. Om te sterf. Maar Jesus red sy disippels uit die see uit. Hy's 'n magtige God. En omdat hy 'n magtige God is, wil ek vandag vir jou sê, maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. Dit bepaal nie jou toekoms nie. Jy kan skoon begin. God is 'n God van tweede en derde kansse. Jou mislukkings is nie finaal nie. Jou toekoms is seker want is in sy hande. Ek en jy veg nie, hoor mooi, ek en jy veg nie vir oorwinning nie. Ek en jy veg vanuit die oorwinning wat reeds behaal is. Hy wil maar net saam met jou wees. Hy is die magtige God. Hy wil jou dra, hy wil by jou wees. So in hierdie Kersfeestyd, moenie net die kind sien nie. Moenie net die liggies sien en die mooi musiek nie. Maar sien die oorlogsverklaring wat begin is met Kersfees. Want Kersfees het ook 'n Paasfees gehad. Van die opstanding, van die finale oorwinning. En kom ek lees vir jou en ek sluit af daarmee Openbaring 19. Openbaring 19 vers 13 van vers 13 af. Ons het weer 'n toneel hier in die hemel van Johannes wat dit sien. Maar ek wil hê jy moet die kryger sien. Die kryger. Ek wil hê jy moet El Gibor sien. Dis Jesus. Hy's meer as net daardie kind. Hy's die ene wat die duiwel kom oorwin het.
Hy is die ene wat eendag alles tot 'n einde bring weer. In die oordeel, kom ons lees daar saam van vers 13 af. Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Dis Jesus van wie hy hier praat. Die leers van die hemel het op wit perde agter hom aangery. Hy het fyn helder wit klere aangetree. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskyp trap vir die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere, by sy heupe, was daar 'n naam geskrywe: die Koning van die konings en die Here van die heersers. Dis wie hy is. En hy leef. En hy's daar vir my en jou. En hy het my en jou kom red uit die duisternis en ons onder sy heerskappy geplaas. En nou sê hy vir jou pad vorentoe is ek saam met jou. Ek is El Gibor. Ek is die almagtige God. En die beste van alles is, ek het met my gees in jou kom woon. Die magtige God woon in jou en wil verder saam met jou stap. En ons gaan donderdag lekker verder gesels, as jy hier is, gaan ons gesels oor die ewige Vader. Dat hy ook ewige Vader is. En wat behels dit dat hy ewige Vader is? Maar mag jy hom ervaar as El Gibor. Maak nie saak wat die wêreld oor jou pad bring nie. Dat daar 'n uitkoms is saam met hom. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir 'n gedeelte soos hierdie. Dankie vir uitkoms wat U gee. Dankie dat U die magtige God is, Jesus, wat in hierdie wêreld ingekom het en oorlog kom verklaar het teen die bose. Oorlog kom verklaar het teen die duisternis in mense se lewens. En dankie vir die oorwinning wat U behaal het. Ons loof en prys U daarvoor. Dankie dat ons kan deel vandag in daardie oorwinning, omdat ons verbonde is aan U. Dankie dat ons kan leef vanuit oorwinning uit. Here Jesus, maar ons ervaar steeds aanvalle. Ons ervaar versoekinge wat na ons kant toe kom. Partykeer val ons. Partykeer raak ons depressief vanweë omstandighede. Partykeer is ons op moedverloorse vlakte. En daarom kom bid ons dat U vanoggend vir ons net weer of elke keer wanneer dit gebeur ons daaraan sal herinner. Here Jesus, dat U die almagtige God is wat die oorwinning kom behaal het. Ek kom bid vir elkeen wat vanoggend in hulle harte voel hulle het oorwinning nodig, oorwinning oor duisternis, oorwinning oor versoekinge. Dat U hulle daarmee sal help, dat U die lig sal bring, dat U die uitkoms sal gee. Dat U namens hulle sal oorwin. Dat U hulle sal optel. Dat U sal vergewe. Dat U 'n nuwe pad saam sal stap. Dankie daarvoor. Dankie dat U die oorwinnaar is wat weer gaan kom op die wolke. Ons sien uit na U koms en daarom sê ons Maranatha. Kom vinnig, Here. Ons wag vir U. In Jesus naam bid ons dit. Amen.